Goeiemôre vriende. Welkom vanoggend hier. Dis my lekker om saam met julle te wees. Ons hardloop vinnig deur ons afkondigings. Daar is so paartjies, julle sal sien op die afkondigings heelwat terugvoering van ons missionale bediening. Goedjies waarmee hulle besig is tans, goed wat afgehandel is. Spesiaal dankie vir almal wat betrokke was by die Makatini konferensie. Van wat ek sien en wat ek hoor, was dit regtig 'n geseënde geleentheid. So dankie vir elkeen van julle wat daar bydra gemaak het. En dan vriende, sommer maar gister se Herberg aan See Bazaar vir die ouete huis. Dit klink vir my het baie goed gegaan. So almal van julle baie dankie vir elkeen se bydrae. Ek was gister ook vir 'n rukkie hierso gewees en ek moet sê dit was 'n baie gesellige geleentheid. So baie dankie vir elkeen van julle wat daar 'n draai gemaak het. Dan vriende, ons voorbedingslysie vandag, ons dink aan Judith Boysen, ons leier ouderling se vrou, wat steeds in die hospitaal is. Andri Stron van Frans Kraal, Polly Lennox van Eilenkraalsmond, Gerard Roux van Frans Kraal, Dani Swart van Frans Kraal en dan ook almal in Herberg aan See, spesiaal ook hulle daar in die siekeboeg. En dan vriende gaan ons medelee uit aan Ansie Barnard van Frans Kraal, wie se skoonsister oorlede is. Dan vriende, is dit vandag ook 'n biddag vir bejaardes. Nou normaalweg in ons gemeente is dit 'n oomblik vir 'n stil gebed. Maar ek moet sê dis vir my besonder lekker vandag om te sien. Hier is heelwat kleinkinders wat lyk dit vir my kom kuier het. So dis baie lekker dat hier 'n klompie van ons kinders en kleinkinders ook by ons is. Ons hoop regtig dat ouma en oupa julle nie te lank dwing om stil te sit nie, hoor. En vir elke 10 minute wat jy moet stil sit deur die diens, moet daar iets lekkers by die huis wees vandag, hoor. So ek sal seker maak ek preek lekker lank dat julle baie lekker goed kan kry by die huis. Dan vriende, kom ons hoor bietjie ons verjaarsdag hierdie week. Enige verjaarsdag die week. Geen verjaarsdag, hierso is aan my klompie, daar is hy. Daar is hy. Baie geluk. Daarbo moet julle ook opsteek. Daar is hy. Baie geluk. Hier het ek nog eene gesien. Daar is hy. Daar is hy. Baie geluk. Hierdie kant ook, hierso. Is daar nog iemand? Vandag. Maar hy is in die kerkie. Nou toe baie geluk. Daar is ons nog verjaarsdag. Baie geluk julle. Dis lekker om saam met julle dit te kan vier. Dis hy. Baie geluk. Nog enige verjaarsdag? Hierso agter. Waarso? Okay. Dan kom ons oor huweliksherdenkings. As hy, hier's 'n huweliksherdenkings hier nog. Kom ons baie geluk julle. As hy. Nog huweliksherdenkings. En dan doopdatums. Baie geluk. Ja, ons het 'n paar nee, net een hand mag op. Ons doen nie weer doop nie, hoor. Ek spot som. Okay. Is dit? Okay. Baie geluk. Waar is ons hier nog 'n doopdatum gewees? Baie geluk. Gaan julle daar aanstuur asseblief? Baie geluk. Baie spesiaal om dit saam met julle te kan vier. Is daar bo nog? As hy. Vriende, dan
Julle sal op die afkondigings wat julle gekry het, sal julle ook sien. Een van die krisisse wat ons sit in Suid-Afrika mee, is dat ons die vooruitskatting is dat hier rondom die jaar 2050 gaan die gemiddelde of gaan die hoeveelheid Suid-Afrikaners bo die ouderdom van 60 verdubbel van wat dit nou is. En julle kan dink wat 'n enorme uitdaging dit is vir versorging, vir fasiliteite, en daarom is dit ook belangrik dat ons juis hiervoor ook bid en saam dink oor hoe ons samelewing 'n veilige plek kan maak vir almal, ook vir ons bejaardes. So ons dink vandag spesiaal daaroor. Ons dink aan almal. Is lekker om die kuiergaste te vier hier in die vakansietyd, maar ons dink ook aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat julle dalk lanklaas gesien het, na wie ons verlang om by ons te hê. En dan dink ons vandag ook aan mense reg rondom die wêreld, wat vir watter rede ook al, maar net veg vir oorlewing. Ons raak vir 'n oomblik stil en ek wil vanoggend die diens begin of kom ons sing eers ons toetredingslied. Ons gaan staande sing lied 232 sing ons saam as toetredingslied. Psalm 6 staan daar: Here, moet my in die toren nie teregwys en my in die woede nie bestraf nie. Wees my genadig, Here, want ek kwyn weg. Genees my, Here. Tot in my gebeente is ek beangs, ja, tot in my siel is ek heeltemal vrees bevange. Ag Here, hoe lank nog? Keer terug. Here, red my lewe, verlos my op grond van die troue liefde. Waarlik, in die dood kan u gevierde naam nie aangeroep word nie. Wie kan u in die doderyk prys? Ek is moeg van my gesig. Elke nag deurdrenk ek my bed, deurweek ek my slaapbank met trane. My oë is dik geswel van verdriet, vermoeid van al my teenstanders. Gemeente, genade en vrede van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons loflied vanoggend is een van ons ouer liedere, 'n Psalm 130. Kom, ons staan ook, dan sing ons vers 1 en vers 3 van Psalm 130.
uit die fotum en die loflied behoort julle dalk al 'n tema op te tel. Vanoggend se skriflesing gaan uit klaagliedere uitkom. En ek dink is 'n teks en is 'n tema wat ons partykeer bietjie ongemaklik mee is in die kerk. Ons voel dat ons bietjie moet wegkwyn daarvan, ons moet dit wegsteek, al is dit emosies wat ons deur die bank voel. Probeer ons 'n bietjie wegsteek. Ons probeer om nie te wys wanneer dinge aan ons begin druk en wanneer goed begin swaar raak nie. So ons teks vanoggend is Klaagliedere 1. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 6 en dan 12 en 13 wat ons gaan lees. Nou, voordat ons gaan saam lees, kom ons raak stil en ons sluit ons oë. Here, dankie vir oomblikke, vir breuke, vir vakansies, vir 'n saamkuier geleentheid, vir ruimtes wat hierdie lewe vir ons so van tyd tot tyd gee, waar ons vir 'n oomblik maar van dit wat druk kan vergeet. Here, help ons om vandag weer bereid te wees om eerlik as kerk te wees. Om 'n bydrae te maak. Om lewe te gee. En om voluit te leef. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou, julle sien daar op die skerm, dis die 2020 vertaling, julle sal sien daar Alef, en soos ons aangaan, die hele klaagliedere is geskryf as gedigte wat aansluit by die Hebreëse alfabet. So elke nuwe vers of strofe begin met die volgende letter van die alfabet, en is eintlik baie mooi wat die digter daarmee waarskynlik probeer doen. So elke gedig word op hierdie manier gedoen. Ons noem dit 'n akrostiese gedig. En dan sal ek nou so ietsie sê oor die volgende hoofstukke. Maar kom ons lees saam daar vanaf vers 1. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy was magtig, sy wat magtig was onder die nasies, die prinses onder die provinsies, verrig dwangarbeid. Bedroef, huil sy snags, die trane stroom oor haar wange. Daar is niemand onder haar geliefdes wat haar troos nie. Al haar vriende het haar verraai en haar vyande geword. Gebuk onder lyding en geweldige onderdrukking het Juda in ballingskap gegaan. Sy bevind haar onder die nasies. Sy vind geen rus nie. Almal wat haar agtervolg, het haar in haar benoudheid ingehaal. Die paaie na Sion treur. Want niemand reis na haar feeste toe nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug. Haar jong meisies is bedroef en self het sy dit bitter. Haar teenstanders het die oorhand gekry. Haar vyande lewe rustig. Want die Here het haar laat ly, omdat sy soveel keer oortree het. Haar kinders moes as ballinge voor teenstanders uitloop. Weg is al die luister van die dogter van Sion. Haar leiers het soos rooi takbokke sonder weiding geword. Kragteloos het hulle voor hulle agtervolgers uitgevlug. En dan spring ons na vers 12 toe. Laat dit julle koud,
Julle almal wat met die pad verbygaan, sien dit tog raak en kyk, is daar nog smart soos die smart wat hy my aangedoen het, wat die Here my op die dag van sy brandende toren laat lei het. Met vuur uit die hoogte het hy my gebeente oorweldig. Hy het 'n vangnet vir my voete gespan, my laat terugstuier. Hy het my aan verlatenheid oorgelewer. Heeldag voel ek swak. Ons lees tot so ver toe. Nou, 'n donker prentjie. En hierdie 5 gedigte wat ons in klaagliedere kry, gaan alles oor dieselfde tema. Dit gaan hier, en mense hoor dit duidelik in hierdie verse wat ons gelees het, dit gaan hier oor ballingskap, dit gaan spesifiek hier oor die verwoesting van Jerusalem hier, ek dink 587, 586 voor Christus, wat die Babyloniërs Jerusalem totaal en al verpletter het. En daar is van hierdie mense se menswese identiteit, is daar maar niks oor nie. Hulle hele wêreld het platgeval. En nou kom die digter van klaagliedere en hy skryf hierdie hele boek in hierdie akrostiese styl, hoofstuk 1, 2 en 4, wat elke versie is die eerste of die volgende letter van die alfabet, gaan hy reg deur, so elkeen het 22 verse, behalwe hoofstuk 3. Hoofstuk 3 in die Hebreërs, in die Hebreë sê jy dikwels kry dat die hoogtepunt van 'n argument die middelpunt is, waarom die hele gedeelte draai. So hoofstuk 3 is ook 'n akrostiese gedig, maar in plaas daarvan dat dit elke versie een volgende letter is dit 3 keer dieselfde letter. Behalwe hoofstuk 5. Hoofstuk 5 is nie 'n akrostiese gedig nie. Hoofstuk 5 gebruik nog steeds die letters van die alfabet van die Hebreëus, maar is die mekaar gegooi. So as jy van hoofstuk 1 tot 4 gaan kyk, dan skryf iemand dat dit amper hierdie akrostiese gedig, dat die digter eintlik vir ons hier wil kom wys, van A tot Z is daar vir hulle maar niks oor nie. Die 5de hoofstuk wat die letters deur mekaar gegooi word, wat mens dalk selfs kan sien, iets van die chaos, hierdie belewenis van hierdie absolute chaos van die lewe. Goed wat hulle op hulle knieë bring. Goed wat maak dat hulle verlang na dit wat was. Jy hoor in die verse, hoor jy die verlange na hoe Jerusalem deur die wêreld beskou is, die hoogtepunt wat Jerusalem is, die manier wat Jerusalem die wêreld bymekaar getrek het, die volk bymekaar getrek het, en skielik is dit weg. En die verlange na dit wat eens op 'n tyd was. Ons ken hierdie gevoelens. Ons ken hierdie absolute verpletterde gevoel. Ons leer van mekaar dat ons maar liewers hieroor moet stil bly. Jy wys nie vir ander jou broosheid nie. Jy sê nie te veel nie, jy moet tog net nie klink of jy kla nie. Cowboys don't cry. En al daai nonsens. Maar klaagliedere, verskeie van die psalmdigters, voel baie anders. Dit gee erkenning aan die volle menswees. Dis hierdie uitroep uit die dieptes van die lewe om dit wat ervaar word, dit wat beleef word, dit wat die lewe kom steel, om daaraan 'n stem te gee en kom skreeu dit uit. Dat almal
wat nie hoor nie, wat nie wil hoor nie, hard en duidelik dit hoor, selfs daar waar ons in onsself hierdie manier het om aan myself nie eers altyd te wil herken nie, aan myself nie te wil herken wat dit is wat besig is om my ten gronde te laat gaan nie. Ons lieg so maklik vir onsself. Een van die mees algemene goed, en ek weet ek het al in baie preke hierna verwys, hoe mense by mense gaan sit in hulle huis, aan huis kom, en hulle verhaal vertel, en jy in hierdie verhaal, hoor jy 'n verhaal van mense wat ten gronde is, mense wat stikkend is, mense wat nie weet hoe om die volgende tree te gee nie, en dan sonder uitsondering, dan sluit hulle af met hierdie nonsens argument aan die einde, ag dominee, maar eintlik kan ek nie kla nie, daar's nog baie om voor dankbaar te wees. Is nie verkeerd as jy werklik so voel nie. Klaagliedere kom help vir ons om bietjie anders te dink. Oor eerlik wees met myself, eerlik wees met die Here. Dis asof ons dink ons op die Here se tone gaan trap. Asof hy verskriklike fyn gevoelige tone het. Dit is nie waar nie. Sien, daar's iets wat gebeur wanneer ons eerlik begin raak met dit wat om ons hang, wanneer ons as die gemeenskap van gelowiges bereid raak om uit te roep, om voor die Here, voor mekaar, voor die wêreld te kom staan en huil oor dit wat stikkend is, dit wat nie reg is nie, dit wat lewe kom steel. Nie eers die Here word deur die digter oorgesien nie. Die Here het soos 'n vyand geword. Hy het Israel vernietig. Hy het al die wonings vernietig. Die vestings verwoes. Hierdie absolute eerlikheid. Want wat is dit om as kind van die Here te kom uitroep, om in sak en as voor die Here te gaan sit, soos Job te gaan sit. Want sien, iets gebeur wanneer die kerk, wanneer die liggaam van Christus, wanneer gelowiges bereid is om te begin kla. Nie sommer net simpel goed en difficult wees nie, dis nie waarna klaagliedere besig is om te verwys nie, maar om voor die Here te kom uitroep in 'n onophoudelike poging om God te sien en God se stem te hoor. Om te smeek vir 'n toekoms. Want sien, die bereidwilligheid om hierdie klaagliedere voor die Here te kom neerlê, is niks anders as die bereidwilligheid om te sê, Here, ek wil nie ophou kla nie, want ek weet daar is hoop. Gelowiges wat uitroep oor ongeregtigheid, oor dinge wat swaar druk, oor dinge wat lewe steel, is gelowiges wat glo, daar's hoop. Om gestroop van ons eie vermoëns, die trane voor die Here te laat vloei, en te sê, Here, ons is stikkend. Ons is eintlik maar dood. En ons hoop vir lewe. Die digter roep hard uit, kondig aan dit wat verkeerd is, hard en duidelik.
Dit wys alles uit wat die vermoë wat ons het, dit wat ons nodig het om te oorleef, dit wat ons nodig het om te kan droom, om dit wat ons nodig het om te kan floreer, dit wat dit kom steel het, dis die erkenning van pyn en hartseer, om nie daarvan weg te skram nie, om nie weg te kyk daarvan nie, om te sê, hier is ek kry swaar, Here. Want daarin lê hoop. Ek dink baie keer ons het in Suid-Afrika het ons hierdie kultuur begin bou van ons rou alleen. Ek dra hierdie dinge op my eie. Ek wil nie hard voor almal huil nie. Ek wil nie te veel wys hoe swaar ek kry nie. Klaagliedere kom wys vir ons. Gaan lees gerus 'n bietjie die hele klaagliedere deur, is net 5 hoofstukke. Kom wys vir ons iets daarvan, van die verantwoordelikheid van die kerk. Dis nie net 'n, ag, dis oukei om swaar te kry nie. Dis ook 'n opdrag om bereid te wees om saam te huil, saam te kla, wanneer dinge nie reg is nie, saam te rou, soms hard te huil, wat ons gee 'n stem daarin, vir ander wat nie meer 'n stem het nie. Ons leef, vriende, ons leef in 'n wêreld waar ons so na onsself toe trek, waar ons so wegbeweeg van die ander. Ek doen my eie ding, ek sort myself uit. Ek maak seker my beleggings, my pensioen is daar vir my, ek maak seker my kinders is in 'n goeie posisie en ek maak seker my alarmstelsel is goed genoeg dat hulle eerder by die bure inbreek en nie by my nie. Die Bybel vertel 'n verhaal. Klaagliedere vertel 'n verhaal van hoop wat juis daaruit kom wanneer gelowiges bereid is om saam te treur. Want klag bou weerstand daarop. Dit haal mense oor tot aksie. Die voorbeelde is legio. Vriende, ek dink so baie daaraan. Ons het soveel goed in hierdie land, in ons geskiedenis, is daar 'n klomp wonderlike goed, en dit kan jy van elke land sê, maar ons het soveel wonderlike goed in ons verlede, maar ons het ook soveel simpel goedjies aangevang, soveel maniere vir onsself geleer, goed wat ons oor stil bly, goed wat ons maar ander kant toe kyk, goed wat ons maar net eenvoudig los. Dominee, kerk en politiek het met mekaar niks te doen nie. Onthou julle hoe julle groot geword het? My liewe genade, vriende, het ons nog nooit vir Jesus Christus ontmoet nie. Die kerk is geroep om in 'n wêreld die koninkryk te kom wees, om op elke plek waar lewe gesteel word, lewe te bring. Waarom? Want ons is dankbaar vir die lewe wat ons het. So ons kan nie anders nie. So waar moet die kerk praat? Waar moet die kerk huil? Waar moet die kerk uitskreeu? Oral waar lewe gesteel word. Nie net by my nie, nie net by my buurman, nie net by my kind nie, maar die kerk moet saam uitskreeu. Ons kan maar net na ons eie verhaal in ons land gaan kyk. Ons kan gaan kyk wêreldwyd hoe dit gaan. Dan vra ek vir myself af, het die kerk, het die volk van God nie verleer om te treur nie?
Want die wêreld lyk vir my soms 'n bietjie hopeloos. 2024 doen 'n nie-regeringsorganisasie in Suid-Afrika doen hulle weer 'n opname, navorsing onder kinders oor 'n klomp goed. 74% van ons kinders, van hele klein kinders, 74% van hulle bevind hulle laas jaar ervaar dat daar nie vir hulle hoop is nie. Vriende, die kerk kla nie genoeg nie. 33,1% van vroue bo die ouderdom van 18. Hierdie is ook relatief onlangse statistieke. Nou, het kan bietjie die kant toe en daai kant toe verkeerd wees. 33,1% van vroue bo die ouderdom van 18 in Suid-Afrika. En ek ken ons gemeente, ek weet, hier sit vandag in hierdie gemeente vroue wat kan opstaan en sê, hier is ek is een. Vroue bo 18, 33% is al blootgestel aan 'n vorm van geweld. Van Januarie 2025 tot Maart 2025, net nou ken julle ons kultuur deur die bank. Ons gaan meld nie sommer goed aan nie. Van Januarie tot Maart 13,452 aanmeldings van seksuele oortredings in Suid-Afrika. Oor die 10,000 daarvan is verkrachting. In 2024 is daar 26,232 moorde in Suid-Afrika gepleeg. Hierdie jaar van Januarie tot Maart 5,727. Die gemiddelde sterftes per dag aan moord in Suid-Afrika is dubbel die gemiddelde sterftes per dag in die Oekraïne, waar die oorlog aan die gang is. Wat het dit met die kerk te doen? Alles. Want ons is die hoop van die lewende God. Ons kan nie en ons mag nie anders nie. Maar soveel verhale van wonderlike goed wat in die verlede gebeur het. Dink sommer aan iets wat nou minder kontroversieel is, want is ver van ons. Ons ken die verhaal, baie van julle sal die verhaal van Rosa Parks ken, wat in 1955 in die bus geweier het om op grond van ras haar sitplek te moes afstaan. En die effek wat dit gehad het en hoe Martin Luther King Jr. hoe hy betrokke geraak het en hoe dit op die ou einde omtrent 'n jaar later daarin uitgespeel het dat die wetgewing verander is. Klaagliedere 1 gebruik die personifikasie om lewe te gee aan Jerusalem. 'n Vrou wat alleen sit en huil. Maar in Suid-Afrika hoef ons die personifikasie te gebruik nie. Ons land sit vol vrouens, kinders, gestremdes, vreemde mense, wat nou vandag in Suid-Afrika letterlik alleen sit en huil. Klaagliedere kom roep ons op. Ons is die kerk. Ons moet hardop huil. Want die wêreld moet hoor. Kinders wat sê daar's nie hoop nie, moet hoor. Dit kan anders.
vrouens wat mishandel word, wat verkrag is, wat hulle self blameer. Dis die siekste van die siekste van seksuele oortredings, so whatever mense noem, dat die skuldgevoelens wat daar dikwels by die slagoffer is. Hierdie land moet hoor, daardie mense moet hoor, daar is meer aan jou as dit, daar is hoop. Dit is nie wat in hierdie lewe vir jou beskore is nie. Daar is 'n God wat beter vir jou wil hê. Daar is 'n lewe wat beter kan wees. En ons as kerk, ons moet ophou met ons nonsens. Ons moet ophou met ons onderlinge bekleierye. Ons moet ophou om in die koerante te gaan sê, hierdie ene is die duiwel en daai ene is dit en daai ene is dat. Die wêreld kry swaar, vriende. Maar ons is die hoop. Dan moet ons mos huil. Dan moet ons mos hardop uitroep voor die Here. En voor hierdie wêreld en sê, Here, hoe lank nog? Ons is stikkend. Een van die goed wat dikwels gebeur ook, wat ek altyd vir mense probeer help mee, as iemand deur 'n baie traumatiese gebeurtenis gaan, 'n geliefde verloor het of iets anders gebeur, dan is ons altyd verskriklik as die persoon baie ontsteld is. Dan probeer ons mos altyd so gou as moontlik hulle troos. Hoekom? Om watter rede? Dis nie nodig nie. Wees saam so ontstel. Huil saam. Ons het hierdie ding dat ons so gou as moontlik moet wegkom van hierdie gevoelens. Vriende, ons kan nie langer by hierdie weg probeer hardloop van hierdie gevoelens nie. Die wêreld, ons het nodig dat ons terugkom by hierdie gevoelens en vir mekaar sê, dis nie oukei nie. Dis oukei om gebroken te wees, dis oukei om seer te wees, dis oukei, want dit is nie reg wat jy voel nie, dit is nie die lewe nie. Ons hoef nie die goed so gou as moontlik mooi te draai nie. Dalk is dit daarom dat die boek afsluit in hoofstuk 5 vers 19 tot 22 oor hierdie skokkende emosionele stuk. Maar U Here, U heers vir altyd, U troon staan vas van geslag tot geslag. Mooi belydenis, maar dan gaan hy verder. Waarom sou U dan bly vergeet? Ons vir altyd verlaat. Bekeer U ons tot U Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Of het U ons heeltemal verwerp? Is die toorn oor ons te groot? Vriende, dis nie dat ons nie te gou na die positiewe hoef te spring nie, dis dat ons nie mag nie. Ons mag nie die seer van hierdie lewe ontken nie. Want dis waar daar hoop gebore moet word. Want die trane van hierdie klaagliedere bring genesing, die solidariteit van gelowiges wat saam met stikkende mense staan, haal ander oor tot aksie. Daarom, in 'n tyd wat al die geweld en al die teëspoed en al die korrupsie en alles wat verkeerd is, ons lam lê, mag ons nie te vinnig ons kop wegdraai en wegkyk nie. Die kerk word geroep om te wys dat die Here meer begeer. Dis natuurlik 'n fyn lyn, vriende, tussen
Dis 'n fyn lyn tussen deel van die probleem wees en deel van die oplossing. Al ons Facebook oorlog, jy's nie deel van die oplossing nie. Dis maar deel van die probleem, is maar deel van die onveilig laat voel in 'n samelewing. Dis 'n donker preek. Ek het geweet toe ek vanoggend hier opklim, hierdie is 'n donker boodskap en dit laat mens eintlik half in 'n oomblik moedeloos voel, maar ek wil afsluit met hierdie gedagte, vriende. Dit is eintlik glad nie donker nie. Want klag is hoop. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand vir jou sê, jy mag maar moan. Maar waaroor gaan jy moan? En wat gaan jy daarmee doen? Hoe gaan jy moan oor 74% van ons kinders wat nie hoop het nie? Dis my kinders. Ek wil hê hulle moet hoop hê. Ek wil hê hulle moet kan droom. Ons aanbid die Here wat vir ons oproep om te kla oor ongeregtigheid, om te kla nie net wanneer dit my affekteer nie, maar ons weet, gaan doen jou navorsing, gaan doen jou huiswerk. Geen land kry dit reg om te floreer as net een groepie floreer nie. We tried that. Ons moet kla, sodat ons 'n samelewing kan wees wat sê, Here, ons kom nader en nader en nader daaraan, aan 'n plek waar ons kan sê, Here, in hierdie lewe al sien ons hoop. Dankie dat U hierdie klag in my kom wakker maak het, sodat ek kan hoop wees. Want vriende, in ons Here is daar altyd hoop. Mag ons saam met hom hardop huil, soos wat hy by sy vriend Lazarus se graf gehuil het. Oor dit wat verkeerd is, en mag ons daardeur hoop bring. Here, die groot risiko is dat ons eintlik maar net weer hieroor ook sleg voel, en dan ook maar net in sak en as sit. Here, help ons om verantwoordelik te wees. Help ons om nie ander kant toe te kyk, daar waar ongeregtigheid gebeur, wat ons voel eintlik nie aan ons raak nie. Help ons om nie lam gelê te wees nie. Help ons om aan te spreek dit wat aangespreek moet word, en help ons om ons kinders opgewonde te maak. Om ons weerloses veilig te maak. Om hulle wat gebreek is deur 'n stikkende wêreld gesond te maak. Help ons, Here, dat die wêreld rondom ons hulle self deur hoe ons werk en praat en huil en treur, hulle self te sien met U oë. Mag die ruskans wat baie van ons nou het, mag dit vir ons energie gee
om weer in die laaste gedeelte van hierdie jaar terug te gaan en te sê tot hiertoe en nie verder nie. Nou praat ek. Nou help ek. Nou roep ek tot die lewende Here. Verander ons, Here. Amen. Vriende, ek wil hê ons moet vanoggend saam met gelowiges reg oor die wêreld deur die eeue saam met die kerk ons geloof bely. So kom ons staan en ons bely vanoggend ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan julle plekke weer inneem. En hier, vriende, het ons bely waarom ons glo ons nooit mag ophou praat nie. Kom ons gee vanoggend geleentheid vir die offergawes. Here, terwyl ons hier ons dankoffer gee, mag ons bereid wees om eerlik voor U te staan, Here. Om ook ons trane te gee, nie net vir onsself nie, maar ook vir hulle wat ongeregtigheid en hopeloosheid beleef. Mag ons trane gee, ongeag wie die persoon is, vir mense wat swaar kry. Omdat ons weet, daar's meer in die lewe, as wat hulle beleef.
Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons deuroffer vanoggend gaan vir ons plaaslike VGK hier in Blompark, met wie ons 'n baie nou band het. So enige een van julle wat kans sien om ook daar by te dra, sal ons baie waardeer. Jy moet natuurlik ook weet wanneer jy met die witbrood onder die arm kla, soos wanneer mens kla dat die bokke nie na wense gespeel het nie, en nog steeds het hulle gewen. Mag ons werklik uitgaan en soek om hoop te bring. Want dis wat die evangelie is. Dis hoop vir 'n wêreld wat blind is vir die feit dat daar meer is as die seer. Kom ons staan vanoggend en ons sluit af met ons slotlied, lied 279. Die Here, wat Here is en lewend maak, hoor ons sug en gee ons vrede en stuur ons uit om saam met ander te huil en daarin hoop te bring. Vrede vir julle. Amen.